Daar's 'n foutjie daar wat ek geskryf het, maar ek sal dit regstel soos wat ons aangaan. Marco en Bianca, kom staan gerus hier voor. Julle sal onthou, toe ek met julle oor die doop gepraat het, het ek gesê, daar is eintlik net 3 goed wat ons regtig hoef te weet van die doop, nê. Ek het gesê, nommer 1, daar is verkeerde redes waarom ons doop, en mooi daaroor uitgewyn terwille van die gemeente. Daar's mense wat glo jy moet gedoop wees om gered te word. Maar dis nie waar nie, want die rower aan Jesus se regterhand, hy was nie gedoop nie en tog gered. Hy was daai selfde dag nog saam met Jesus in die paradys. Tweede is dat party mense dink dat die doop een of ander magiese krag het en keer dat ons kinders siek word en iets slegs oorkom. En ons weet, dis ook nie waar nie, want dit gebeur maar. Dit gebeur met ons almal. Almal word siek. Die ander ene, en dis die een wat gewoonlik vir ons nogal 'n probleem is ons het groot geword in die kerk. Ons ouers het groot geword in die kerk. Hulle het gedoop, julle gedoop, nou is dit 'n gewoonte. En ons doop ook. Nou, dis nie verkeerd dat daar 'n gewoonte is. Dit is 'n goeie gewoonte. Maar dit verloor sy krag wanneer dit net 'n gewoonte is. As hy nie meer betekenis het nie, dan is dit 'n probleem. So waarom doop ons dan? En ek het gesê, daar's 2 redes hoekom ons doop. Ons sê die doop is 'n teken, en ons sê die doop is 'n seël. Groot woorde, baie maklik om te onthou. Dis 'n teken waarvan? Dis 'n teken dat die Here Jesus vir my en jou aan die kruis gesterf het, en ook vir klein Jakob. En dat hy daar aan die kruis al ons sonde weggevat het. Ook Jakob se, ook die wat hy nog gaan doen. Dit is alles weggeneem. Daarvan is dit 'n teken. Maar dit is ook 'n seël. Julle sal onthou, ek het die beeld gebruik van die boer en die skapies, wat by die mark, of by die veiling 'n klomp dragtige ooe gaan koop, hulle plaas toe bring, en die eerste ding wat hy doen is, hy merk hulle, met sy merk. Soos julle ook gemerk is met die doop, toe daai ooe gelam het, die eerste ding wat die boer gedoen het, hy het ook daai lammetjies, het hy gemerk, want hulle is syne, hulle behoort aan hom. En net so, omdat julle gedoop is, omdat julle kinders is van die Here, omdat julle deel is van die verbond wat God met ons gesluit het, so ook is klein Jakob deel van God se verbond, omdat hy gelowige ouers het. Maar, liewe vriende, hier kom nou 'n verantwoordelikheid ook, en dis die 3de punt. En ons het daaroor ook gepraat. En weet julle, dit gaan nie net daaroor om sonndagskool toe te kom en kerk toe te kom en so nie. Ons het daaroor ook breedvoerig gesels. Uiteindelik gaan dit oor hoe ons as ouers teenoor mekaar, as man en vrou leef, en hoe ons kinders hanteer. As ek vir weke vir my vrou gaan kwaad wees, nie met haar praat nie, dan leer ek vir my kind ook om dit te doen. En as ek nie gaan vergewe nie, en elke keer as daar 'n argument is, al die slegte goed weer oproep, gaan my kind ook nie leer om te vergewe nie. Ek gebruik nou maar 2 voorbeelde, maar daar's baie ander. So dit gaan oor hoe ek prakties elke dag lewe. Dis wat die verskil maak. En as dit so is, sal klein Jakob groot word. Daarvan is ek seker. En hy gaan sê, ek wil ook dit hê wat mamma en pappa het. Ek wil ook die Here so dien en lief hê soos hulle. Ek het in hulle gesien wie die Here is en hoe die Here is. En hy gaan dit ook wees. Julle sal sien. So nou kom ons by die vrae uit. En ek moet dit ook sê, liewe gemeente. Iemand het nou die dag vir my gevra, wil ek nie iewers privaat 'n babatjie doop nie? Daar's geen manier dat ek dit ooit sal doen nie.
Waarom nie? Want die doop is 'n gemeente-aangeleentheid. Klein Jaco word ingelyf in die huisgesin van God vanoggend. Hy word ingelyf in hierdie gemeente as 'n gestalte van God se liggaam in hierdie omgewing. Nou het julle gedink julle het met julle verantwoordelikheid weggekom, want die dominee het nie daaroor gepraat nie. Julle het ook 'n verantwoordelikheid, gemeente. Julle het 'n verantwoordelikheid om hierdie jong pa en ma te ondersteun in die grootmaak van klein Jaco. Die gemeente het die verantwoordelikheid om saam met hulle kind te help groot word om die Here lief te hê en te dien. So ondersteun hulle. Die lewe daar buite is moeilik en hard deesdae. En daar's baie druk op ouers en huwelike. So kom ons wees die ondersteuning wat hulle ook gaan nodig hê. Goed, nou is ek regtig by die vraag. Ek wil net daar oopmaak. Goed. Wat ek die vraag nou. O, hierso man, kyk ek nou so mis, nee. Hier staan dit reg voor my. Marco en Bianca. Bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Eerste ene. Tweede ene, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Derdens, beloof julle om Jaco, van wie julle vader en moeder is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Hoe antwoord julle? Goed, julle kan hier bo kom staan. Ek gaan reël dat ons terwyl klein Jaco ingebring word nou, sing ons lied 293, die eerste vers. Jaco kan ingebring word. Ons kinders met 'n hart vol liefde aan en aan verhinder dat ons na hom toe gaan. Here, en almal, halleluja, amen. Slaap hy nou so lekker, hè? Nou moet ons water op sy voorkoppie sit. Is daar van die groot ouers wat graag hier voor wil kom staan van die familie? Julle is baie, baie welkom om saam met julle kinders hierdie groot geleentheid te kan geniet. Baie welkom, kom gerus vorentoe. Ek gaan nie moeilike vrae aan julle vra nie, so julle kan rustig wees. En die kindertjies, julle kan ook hier kom staan. Julle mag. Julle kan maar aan beide kante kom staan. OK. Ons is nou daar. Ek gaan probeer. Ek is braaf, nee. Myne is al mooi groot, so. Hallo Jaco. Jaco, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons
nuutste lidmaat, klein Jaco Els. Hy wil nie kyk nie. Daar's Nico, asseblief, as jy vir ons namens die kerkraad kan kom, net hier agter jou verbykom. Jong Marco, baie geluk, hoor, en baie seën. Dis 'n ongelooflike voorreg saam met julle vanoggend. Dis 'n kersie met die doopdatum op. So, elke keer as hy daar by daai datum kom, steek julle dit aan en dan kan hy ou daaroor praat oor hoekom hy gedoop is, hoor. Dankie dan. Ja, baie geluk, hoor. Ja, hy gaan nou maar 'n bietjie ongelukkig wees, maar dis reg. Baie geluk, hoor. Baie geluk, kom kyk die water. Julle kan gaan kyk. Baie geluk julle, hoor. Baie geluk en baie seën en geniet die klein man, hoor. Ekskuus tog. Julle kan weer gaan sit. Ons teksgedeelte vir vanoggend is Markus 10 vers 13 tot 16. Markus 10 13 tot 16, die 83 vertaling van die Bybel. Tema vanaand, waar's ek tog nou? Tema vanoggend is leë hande. Leë hande. Kom ons lees die teks dan saam. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring. Kan ek net dit sê oor die kindertjies? Dit was tot suigelinge. So dit was klein kindertjies. Na Jesus toe gebring dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het by die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig. En het hy vir hulle gesê: laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie. Want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle. Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Dis dan ons teks vir vanoggend. Ek kan nie help om te dink nie, vriende, as ek hierdie teks lees, asof die Here vir ons wil sê, Jesus vir ons wil sê, maar daar is net eintlik een manier hoe jy in die koninkryk van God kan inkom. Net regtig een manier. Daar's nie ander maniere hoe 'n ou dit kan doen nie. En hy sê, die enigste manier hoe ek dit kan doen volgens hierdie teks, ek sal net nou 'n bietjie meer daaroor sê, is dat ek weer 'n kind moet word. 'n Kind moet word. In die oomblik wanneer ons as groot mense hoor, dat ons eintlik nou weer 'n kind moet word, terwyl ons hele lewe daarop gewerk het om groot en onafhanklik te word en ons eie lewens te voer, om weer 'n kind te word, voel asof dit nie reg is nie. Dit wil amper aanstoot gee in 'n sekere sin. Die hele lewe, soos ek gesê het, is tog daarop gerig dat ons groot word. Dat ons aanskuif in die lewe. Dat ons selfstandig raak. Dat ons eie potjie krap. Ons eie lewe leef. Ek wil nie weer 'n kind word nie.
behalwe as my pa weer vir my gaan sorg, dan sal ek dit oorweeg. Tog dring Jesus baie duidelik daarop aan. Hy stel dit eintlik baie sterk as hy sê, wel as jy nie 'n kindjie word nie, dan sê jy nooit by die koninkryk ingaan nie. Nooit. Sterk woord. Nou wat is dit wat Jesus hier vir ons wil leer? Wat sê hy? Moet ek dan nou werklik waar weer soos 'n kind word? Alles wat daar is, maar net aanvaar en glo? Dit nooit ooit bevraagteken nie? Want dis wat ons mos glo, 'n kind is. Wanneer ons hierdie teks lees, is dit die eerste ding wat ons baie keer vir mekaar sê, ja, jy moet net glo soos 'n kind. En dis ook nie asof Jesus hier vir ons sekerlik wil sê, ons moet alles los en ons moet die lewe een groot spel maak nie. Asof ons geen verantwoordelikhede in die lewe het. Vriende, kom ons wees nou maar eerlik, die onderwysers hier onder ons sal dit ook vir ons sê, en as jy klein kindertjies gehad het, sal jy weet wat ek nou gaan sê is die waarheid. Kinders glo nie alles nie. My kinders het al 100 keer vir my gevra, hoekom papa? Hoekom papa? Hoekom papa? Ken julle dit? Ja, ons almal ken dit. Hoekom papa? Hoekom? Hulle het alles bevraagteken. En laat ek nou vir hulle sê sommer, dan is ek nou weer in die moeilikheid, want dan begin hulle net weer van, hoekom papa? Kinders bevraagteken alles. En hulle glo nie noodwendig alles nie. Dit moet vir hom sin maak op 'n manier. Dit moet in sy klein wêreldjie vir hom uiteindelik betekenis hê. Jesus sê dis nie hier vir volwassenes. Hulle moet so klein gelowig of gelowig word soos kinders nie. Hulle moet maar net aanvaar en glo, asof daar geen ander antwoorde is op die vraag van die lewe nie. Dit wat Jesus hier van volwassenes vra, vriende, loop egter baie dieper as dit. Dis nie net ek moet glo nie. Hierdie is in 'n sin teen die normgebruike van die tyd. As hierdie mammas, ek dink dit was mammas, ek kan nie sien dat 'n pa dit sou gedoen het nie. As hierdie mammas hierdie kinders na Jesus toe bring, is dit alreeds 'n radikale ding wat gedoen word. Jy het dit net nie gedoen nie. En jy sal verseker nie laat 'n vreemde persoon jou kinders aanraak. Dit sou nie sommer gebeur het nie. En wat verder in hierdie teksgedeelte uitspeel is nog meer skokkend as die ma's wat hul kinders na Jesus toe bring. En is skokkend op soveel vlakke, vriende. Sommer met die intrapslag kry ons die disippels. En hulle bedoel waarskynlik baie goed as hulle hierdie kinders wegstuur, hierdie ma's en hierdie kinders wegstuur. Maar ou kry amper die prentjie in jou kop, hulle is soos die bouncers by 'n rowwe nagklap, wat hierdie kinders nou wegwys. En weet julle wat, die woord wat hulle gebruik om hierdie kinders weg te wys, hierdie ouers weg te wys, is 'n baie harde
woord. Dis dieselfde woord wat Jesus gebruik elke keer as hy bose geeste uitdryf. Dis die woord wat hierdie disippels gebruik om te sê, hierdie kinders is nie welkom nie. Hulle is net so min welkom soos die bose geeste. Wow, dis rof. Ek wonder hoe daardie ma's moes gevoel het, want hulle sou duidelik geweet het wat aangaan. Ek weet as dit Karika was daar perde. En ek dink hier's 'n paar ander ma's wat ook alle hel sou laat neerdaal op daai disippels. En dan lees ons die tweede interessante ding in die teks. In een van die min geleenthede in die Bybel waar dit vir ons gesê word, en ons teks stel dit so mak, want hulle wil tog net nie hê, daar moet 'n verkeerde prentjie van Jesus gekry word nie, en ek weet nie, hoe kan 'n ou nie, hoe kan jy 'n verkeerde prentjie kry nie? Maar hier word vir ons gesê, Jesus het woedend kwaad geword. Dit was nie net verontwaardig nie. Hy was behoorlik kwaad. Hy was boosaardig kwaad vir sy disippels. Wie gee hulle die reg om hierdie kinders weg te wys? Daar's egter nog 'n baie belangrike feit om te verstaan, hoekom die disippels dalk so optree. En dit is om te verstaan wie die kinders is, wat hulle status en rol binne die gemeenskap van daardie tyd was. Want sien, kinders was heel laag op die ranglys gewees. Trouwens, die ouens sê, in die Romeinse kultuur, ons gaan nou by die Joodse ene uitkom, was kinders so laag geag, dat mense nie kon wag dat hulle groot word nie, want hulle kos jou net geld. Jy moet hulle groot kry, en dan gaan hulle nog dood ook maklik. En dis letterlik wat die ouens gesê het. Kinders is gesien as 'n kommoditeit. Jy kan jou kind vat en hom verkoop as 'n slaaf, jy kom met hom maak net wat jy wou. Die Jode het daarom 'n bietjie hierdie gedagte getemper, naamlik deurdat hulle weer gesê het, kinders is gawes van die Here. Maar dis waar dit gestop het. Hulle was ook baie laag op die prioriteitslys. Daar was baie min ruimte vir kinders in die samelewing. Hulle het 'n lae status gehad, hulle het geen sê gehad nie, hulle het geen regte gehad nie. Hierdie kinders het niks beteken nie. Sodat die ma's hierdie kinders na Jesus toe bring is 'n baie groot ding. Want hulle oortree die reëls, die sosiale orde, deur hulle kinders te bring. Wie is hierdie ma's dan, dat hulle dink hulle kinders is beter as ander? So wanneer die disippels dan kom en so heftig reageer, dan hoor ons, hulle tree eintlik maar binne hulle kultuur op. Maar hulle is terselfdertyd 'n struikelblok. Struikelblok dat hierdie kinders by Jesus kan uitkom. Dat hierdie kinders deel kan wees van die koninkryk van God. Want, sê Jesus, die koninkryk behoort aan die sulkes. Kinders, mense, soos hulle. En hier gaan dit nie daaroor dat hulle kinders is nie. Maar gaan dit oor 'n bepaalde eienskap wat kinders het, wat groot mense deur die loop van die jare verloor.
Wanneer hierdie kinders na Jesus toe kom, vriende, kom hulle as ware met leë hande. Leë hande. Hulle het niks wat hulle vir Jesus kan aanbied nie. Hulle het niks wat hulle vir Jesus kan gee nie. Hulle het nie status nie, hulle het nie 'n stem nie, hulle het niks wat hulle vir Jesus kan gee nie. En daar lê die belangrike ding wat ons moet hoor vanoggend. Sien die storie net daarna wat vertel van die ryk jong man wat na Jesus toe kom en sê, hoe kan ek die koninkryk van God kry? Hoe kan ek die ewige lewe beerwe? Dan sê Jesus vir hom, maak jou hande leeg. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes en volg my. Gaan maak jou hande leeg. Maar sy hande was te vol. Hy het nie kans gesien om sy hande leeg te maak nie. En ons kry een van die hartseerste prentjies as daardie man wegloop van Jesus. Ek sien hom, geboë skouers, kop onderste bo. Wat wil Jesus dan nou van my hê? Dit raak erger. Net die storie na die ryk jong man kry ons vir die seuns van Zebedeus. Johannes en Jakobus, en hulle loop daar langs Jesus waar die ander nie lekker kan hoor nie. En hulle sê vir Jesus, wanneer jy koning word, wanneer jy aan die regeer kom, wil ons twee, die een aan die regterhand en een aan die linkerhand van U staan. Hoor julle? Hulle hande is vol. Hulle hande is vol van hulle eie ywer, hulle eie belangrikheid, hulle eie soeke na status en alles wat daarmee saam en mag. Hulle hande is vol. Maar dis anders met kinders. Kinders se hande is leeg. Dis nie dat hulle alles glo nie, dis nie dat hulle alles vir soetkoek opeet nie. Dis dat hulle hande leeg is. Daar is 'n ou halleluja liedjie 234 as ek hom reg onthou. Waar ons so lekker saam gesing het in die dae van die halleluja, moet ek met leë hande gaan, sonder 'n offer aan my Heer se voete. Vriende, vanoggend sê hierdie teksgedeelte vir ons baie duidelik. Ja, jy moet met leë hande gaan. Jy moet jou hande leeg maak van dit wat uiteindelik maak dat jy nie die koninkryk van God kan kry nie. Kom ek sê dit, baie keer tree ons ook op soos die disippels. Is ons ook soos 'n struikelblok vir ander. Ons het allerlei mensgemaakte reëls en wette. Hoe jy moet aantrek, jy erediens bywoon, hoe jy moet lyk. Ek het al gehoor hoe mense praat oor die ou wat al die tattoos het. Ons het 'n tannie gehad daar in Mafeking. Sy was getattoo. Sy het altyd voor in die kerk kom sit. Maar sy het 'n hart van goud gehad. En sy het die Here geken. Maar almal het na haar gekyk en gepraat. Sê, hoe kan sy die Here ken? Kyk hoe lyk sy. Ons sit baie keer 'n klomp struikelblokke in mense se pad, net omdat hulle anders is, net omdat hulle anders klink, net omdat hulle anders lyk as ons. En dis ook 'n manier om vol hande te hê. Wat is in jou hande? Wat jy moet los?
Amen. Here, ons hande is dikwels so gou vol met al die dinge wat ons najaag in die lewe. Alles wat ons dink belangrik is. Status, rykdom, populariteit, mag. Al wat u vra, sodat ons deel van u koninkryk kan wees, is leë hande. Moet ek gaan met leë hande? Natuurlik. Natuurlik, sê u Here. Leë hande. Net leë hande. Kom help ons om raak te sien waarvan ons hande alles vol is, sodat ons dit kan neersit, Here. Want as ons hande vol is, kan ons nooit ooit in hierdie lewe aan u genade vasgryp nie. Mag dit nooit waar wees nie, Here, van enige een van ons nie. Amen. Kom ons dien die Here.